God die Gees is saam met die Vader en die Seun deel van die drie-eenheid. In die Ou Testament is daar minder tekste oor die Gees van God, want in die heilsorde was die Gees uit die aard van die saak toe nog nie uitgestort nie. Maar hy was nie aan die kinders van die Here heeltemal onbekend nie. So bid Dawid berouvol in Psalm 51 vers 13, moet my tog nie wegdryf uit u teenwoordigheid nie, en moet u Heilige Gees nie van my wegneem nie. Maar slegs 3 maal in die Ou Testament word hy spesifiek die Heilige Gees genoem, en 100 maal so in die Nuwe Testament. Die eerste keer waar hy spesifiek in die Nuwe Testament die Gees van God genoem word, is by Jesus se doop, wat so terloops ook 'n baie waardevolle teks is waar die drie-eenheid saam optree. Matteus skryf in hoofstuk 3 vers 16, nadat Jesus gedoop is, het hy dadelik uit die water opgestaan. Met eens het die hemele vir hom oopgegaan, en hy het die Gees van God soos 'n duif op hom sien neerdal. En met eens het 'n stem uit die hemel gesê, dit is my geliefde seun, oor wie ek my verheug. In Johannes se evangelie praat Jesus van die Heilige Gees as die ander voorspraak of die ander advokaat wat hy die Vader sal vra om vir sy volgelinge vir ons te stuur, sodat ons nie as weeskinders agterbly nie. Paulus praat baie gemaklik sommer in dieselfde paragraaf van die Gees en die Gees van God en die Gees van Christus. Lees maar Romeine 8 en jy sal hierdie 3 name van die Gees al 3 in vers 9 aantref. Maar in die hele hoofstuk 8 en in sy ander geskrifte is dit duidelik dat daar by Paulus geen spanning bestaan oor God, die Gees, en sy plek in aanhalingstekens en sy rol in die drie-eenheid nie. Ons leef in die laaste bedeling, in die era van die Heilige Gees. God rus ons toe deur sy Gees, met krag, met vrede, vreugde, met wysheid, met gawes, met sy vrug, met liefde, en ja, inderdaad, met homself. In 1 Korintiërs 6 vers 17 staan, wie hulle met die Here verenig, is geestelik een met hom. In die direkte vertaling staan dit so, die persoon wat homself aan die Here verbind, is een gees met hom. Hoe jy ook al persoonlik dink en voel oor jou verhouding met God, dit is nie verkeerd nie, want met alle respek gesê, in homself is die drie-enige God so volledig een, daar is geen onderskeid van God se kant af nie, en daar bestaan geen jaloesie in die drie-eenheid nie. Weet net dat die Gees van God in jou woon, en dat hy in jou is, omdat hy homself aan jou gegee het, aan jou verbind het, en jou splinternuut gemaak het. Esegiel se profesie in hoofstuk 36 het ook in jou en my tot vervulling gekom, daar waar die Here beloof het, ek sal vir julle 'n nuwe hart gee, 'n nuwe gees sal ek in julle binneste gee. Ek sal die hart van klip uit julle liggame verwyder en vir julle 'n hart van vlees gee. My gees sal ek in julle binneste gee. Kom ons sê vir die Here dankie daarvoor. O Heilige Gees, ons aanbid U en ons eer U. Dankie o God dat U besluit het om deur U groot genade ook in ons te kom woon en deur ons te werk. Dankie dat U ons met liefde vul, met vreugde en vrede, en dat ons kan glo wat die woord sê is waar. Ons is geestelik een met U. Help my ook vandag en elkeen van ons dat U meer word en ek minder. Amen.